Saam met my in die ateljee vanoggend is Thys Klein en hy is die direkteur van Genesis Canine Group. Thys, baie welkom hier by Grootplaas. Dankie Mia, lekker om hier te wees. Opgeleide werkshonde. Dit is nou 'n titel, né? Nee? Opgeleide werkshonde in die industrie is dit K9, wat nou 'n bietjie Engels gemeng met Latyn is. My ma praat van K9's, maar opgeleide werkshonde, ja. Opgeleide werkshonde. So die noodsaaklikheid van opgeleide werkshonde vir plaasveiligheid. Skets net vir gou 'n bietjie eerstens 'n breë prentjie. Hoe noodsaaklik is dit? Wel, ek dink dit is belangrik om te onthou dis net nog 'n tool in ons toolbox. So ons het kameras en ons het drones en ons het elektriese heininge en dan ons die honde. Ja. So die hond is nog een van ons maatreëls wat ons kan gebruik vir sekuriteit. En hy dien twee doele. Ons het 'n voorkomende aspek aan en dan 'n misdaadbekamping aspek daar. Ek dink as mens 'n oomblik vat en mens vergelyk konvensionele sekuriteit en dan die gebruik van honde. Hoe lyk daai vergelyking en spesifiek opgeleide honde, nie net gewone honde nie? Ja, so elke plaas het honde natuurlik, maar daar is 'n verskil. Ek dink mens moet ook duidelik wees oor wat konvensionele sekuriteit is, want dit is die hele tyd besig om te verander en te verbeter. So die konvensioneel het ons plaaspatrollies gery met ligte en gewapende ouens. Nou het ons alarms en ons het drones en ons allerlei ekstra goeders en die hond dra by tot hierdie funksie en gee ons net nog 'n ekstra met manier om hierdie ouens te bekamp en almal veilig te hou. En ek dink as mens nie baie van ons het al te doen gehad met opgeleide werkshonde nie wat vir hierdie doel spesifiek gebruik word. Ek besef ook dis 'n hele proses. Jy kry nie sommer net een nie. Dis 'n hele proses om so 'n hond vir daai rede te gebruik, né? Nee? Ja, so dit is 'n proses, dit hang ook af waarvoor ons die hond opgelei het. Ja. So ons het verskillende soorte. Ons het die honde wat goed uitsniffel uit karre uit of uit die veld uit. Kom ons sê jy verloor 'n vuurwapen en ons moet hom gaan soek. Ons het die spoorhonde wat die ouens opvolg en najag en dan het ons die patrouillehonde wat natuurlik die buitwerk doen. Ek het nog altyd gewonder, hoe werk maatskappye soos julle met plaasveiligheid, sekuriteit, die ander deel van die sekuriteit op 'n plaas. Hoe is julle verhoudings met mekaar? Ons verhoudings is baie goed met die buurtwagte en die plaaswagte. En daar's verskeie plaaswagte wat van ons dienste gebruik maak. Die belangrikste gedeelte vir my is om die mense opgelei te kry. Ja. Om te weet hoe om die hond aan te wend. So deel van ons besigheid is om jong mense op te lei as hondehanteerders en hulle al die inligting te gee en al die wettige kwalifikasies sodat hulle wettiglik mag optree. Ja. Want dis een van die groot challenges wat ons aan buitekant het, is die feit dat ons bang is om op te tree want ons weet nie of ons in die moeilikheid gaan kom nie. So ons lei die mense op, hanteerders van die honde en dan sit ons hulle saam met die honde in die verskillende areas saam met die buurtwagte of die plaaswagte. As jy nou die geleentheid het, wat is 'n paar groot moets en moenies as dit kom by om met hierdie tipe honde te werk? Wel, ons wil nie die hond met almal se pel wees nie. Dit is waar. Maar jy wil ook nie met almal op die plaas of op die erf aanval en verskeer nie. So natuurlijk. So die groot moed is ons praat altyd van 'n 7de laan hond. Hy moenie 'n 7de laan hond. Nie 'n 7de laan hond word nie. Hy moet nie langs jou lê en TV kyk nie. Dit is 'n werkshond. Ja. Ons het 'n verhouding met hulle. Ons hanteer hulle professioneel en ons wend hulle aan vir waarvoor hulle opgelei is. So die honde word nie die huisdiere nie, want anders mors jy baie geld en baie tyd wat ons in hierdie honde ingesit het. In julle ervaring, hoeveel mense maak gebruik van maatskappye soos julle en is dit 'n kwessie van julle wat inkom of bly daai hond, word dit jou eiendom? Ja, hoe werk dit? Ja, dis is 'n tricky situasie. Ja. Nee, daar's nie genoeg mense wat honde aanwend nie en ek dink die honde kan baie beter aangewend word as vir 'n tans gebeur. So daar's verskillende opsies. Ons sal of jou saam met die hond oplei of iemand kom met sy eie hond en ons lei hom saam met die hond op of ons skenk ons verhuur aan jou reeds opgeleide hond of ons verkoop 'n reeds opgeleide hond aan die kliënt. Ek het nou die dag met iemand gepraat wat 'n hond gekry het en hulle het planne gehad en hulle gaan en toe daar sekere gedeeltes van die hond wat hom nie eintlik werkbaar gemaak het nie. Die honde wat jy gebruik, is dit vertel vir my 'n bietjie van, want ek's baie nuuskierig, kan enige hond 'n werkshond word, 'n opgeleide werkshond word? Of het julle al agtergekom daar's sekere rasse wat net
'n bietjie beter werk. Ja, ek weet daar's baie ons wat my seker nou gaan kwaadlik neem as ek sê hulle honde is nie goed genoeg nie. Maar honde word geteel vir spesifieke doeleindes. En wat ons vind is die honde wat vir hierdie doeleindes geteel is werk die beste. Byvoorbeeld 'n Doberman bloedhondkruising vir lang koue spore. Kom ons sê in die Kruger Wildtuin waar ons tans werk. Om 'n ou spoor op te volg is hierdie hond die beste. Vir bytwerk meer jou tradisionele polisiehonde soos 'n Duitse herder of 'n Belgiese herder of 'n Hollandse herder hond. Vir ons snuffelhonde wat vuurwapens, ammunisie, bedreigde spesies, dwelms en springstof moet uitsniffel, gebruik ons weer die tradisionele snuffelhonde soos spaniels, shepherds en so voort. Dis maar altyd so ironies. Ons het altyd gepraat van 'n polisiehond, natuurlik. Maar daai term by 'n Duitse dit is nie meer 'n polisiehond. Word hierdie honde al hierdie honde 'n opgeleide werkende hond. Hulle almal is maar polisiehonde. Ja, so nee, jy is 100% reg en dit is een van die voordele van 'n werkshond is ons assosieer dit nog steeds met hierdie honde. So opgeleide werkshond, maar daar buitekant praat almal van polisiehonde. Ja. En dis een van die voordele van op so 'n tipe hond op jou erf of op jou plaas te hê, is die sielkundige effek wat dit het op die mense daar buitekant. Hulle sien hierdie hond, hulle assosieer dit onmiddellik met wat hierdie honde kan en moet doen en dan bly hulle weg. Ek het nog 'n vraag want ek weet ek wil graag met jou praat oor tegnologie wat jy gebruik, maar ek wil net vinnig geweet. Jy praat van hierdie word gesien as werkshonde. Kan mens vir hulle liefde gee, daai verhouding tussen sy eienaar en die werkshond? Dit voel, hoe hanteer mens dit? Kan daar emosie betrokke wees? Daar moet beslis emosie betrokke wees. So jy kan nie met hierdie honde werk as jy nie lief is vir diere nie. En dis waar ons opleiding van die mense weer belangrik is. So ons lei graag die hanteerders op, veral jong mense wat uit die skool uitkom en hulle wil 4 maande 'n gekwalifiseerde kursus kom doen, dan lei ons hulle op hoe om met die honde te werk en dan hoe om hierdie verhouding met die honde te handhaaf. Daar moet beslis liefde wees. Die honde moet wil werk en hulle sal net vir jou werk as jy natuurlik liefde gee. Maar dit hou ook op 'n punt, jy weet. En anders te verander die hond van 'n werkshond in 'n huishond. Dis die ding, daai balans. Thys sit net hierso. Ons is nou terug. Ons gaan net gaan na 'n paar handelsflitsse kyk. Waar ook al daar Afrikaans is 'n kans vir saampraat, saam luister en saam staan. Kans vir opbou sonder ophou. Kans vir skep, vreesloos en skaamteloos. Kans om elkeen se tree in een reuse sprong te verander. Ek gryp die kans aan om saam met Afrikaans die toekoms tegemoet te gaan. Wat van jou? Ons las Lapitaal verjaar en jy is genooi. Besoek afrikaans100.org vir feesinligting. Kom party saam. Baie welkom terug. Jy kyk steeds Groot Plaas. Ek gesels met Thys Klein en hy's die direkteur van die Genesis K9 Group. Thys, nou ek en jy praat so lekker oor hierdie, ons praat van polisiehonde, opgeleide werkshonde en dis so 'n lekker tema want ek dink daar's so baie goed van julle industrie wat ons as gewone mense nie noodwendig weet nie. Ek wil graag by jou weet, hoe kombineer julle tegnologie en opleiding om eintlik maar die beste hond of sekuriteit uit die situasie te kan uitkry? Ja, soos ek aan die begin gesê het, al hierdie goeders is alles tools in ons toolbox en alles dra by tot plaasveiligheid en op die ou en ons eie sekuriteit. Ja. So die hond speel beslis 'n rol. Ons gebruik tegnologie soos GPS monitors om afstande en spore en reaksietye te monitor. Ons gebruik drones saam met die honde. So waar ons byvoorbeeld kom ons sê 'n skaapdiefstal het, kan ons die drone in die lug sit. Die drone kan vir ons wys waartoe die skape op pad is en met die hond kan ons 'n voorsny gaan doen en die ouens vang. Ja. Of die hond kan die spoor vat en vir die drone wys waartoe om te vlieg, om te gaan soek. So die spoorhonde wys vir ons rigting aan en dan sny die drone vorentoe en gaan vang dit. So dis maar 2 maniere van hoe ons tegnologie inkorporeer. En mens kan amper nie anders nie, nê? Nee, mens moet alles saam aanwend. Mens moet alles saam aanwend en soos ek sê, ons almal dra kennis van die vlakke van verdediging rondom jou plaas, die verskillende heininge. Want dis een van die groot vrae wat ons kry oor vergiftiging van honde. Jy het nou die dier opgeleide hond en dan word hy vergiftig. Jy weet, wat kan ons doen? En dit val maar binne in daai, mens moet dit probeer verhoed. Ons wil 'n alarm hê van die hond se kant af, maar ons wil dit ook verhoed, so jou hond moet nie heeltemal buite op die buitenste grens hardloop nie, met meer nader aan die huis rondom jou tweede laag van verdediging wees. Iets waaraan ek ook nog altyd gedink het, is
as mens 'n hond het spesifiek vir sekuriteitsdoeleindes en jy weet hy's opgelei vir spesifieke, ek wil amper sê scenario's, dade, moet mens waarskuwings op jou eiendom sit dat jy so 'n hond het? Jy verstaan waartoe my vraag gaan. Ek hoor, en dis nou weer eens wat ek sê van die opleiding van die mense. So, wanneer jy jou opleiding by ons ontvang, verduidelik ons jou en jy skryf eksamen en al die wetlike aspekte rondom die aanwending van hierdie honde, veral buithonde. Dis natuurlik altyd veiliger, hoe meer waarskuwings hoe beter, want dit op sigself speel ook 'n rol in plaasbeveiliging. Weghou. En natuurlik gaan dit jou beskerm na die tyd indien daar enige sake teen jou gemaak word. Ja. Sal julle ryk mense in jou opinie, ryk mense genoeg na maatskappye soos julle uit? Jy wat nou terug staan en weet wat se bydra 'n maatskappy soos Genesis Canine Group kan maak. Dink jy daar's plek, mense moet meer met julle hande vat, of maatskappye soos julle, want julle sien die waarde wat toegevoeg kan word, veral vir sekuriteit? Ja, kyk, die hondeopleiding kom uit die militêr en ek kom uit die polisie uit en my vernoot kom uit die militêr uit en ons gebruik hierdie honde in al hierdie scenario's. As dit daar werk, gaan dit op 'n plaas werk. Daar's nie genoeg mense wat uitreik nie, natuurlik nie. Ek dink ons moet die honde beter en meer aanwend. Dit's 'n duur uitleg. En dis 'n ding wat die hele tyd konstant op standaard gehou moet word. Jy moet 'n hanteerder hê wat die hele tyd aan daai hond gekoppel is en dis weer eens waar ons die hanteerders dan oplei. Maar so dit is 'n moeilike metode van plaasbeveiliging, maar dit is 'n baie effektiewe metode van voorkoming en dan van bekamping na die tyd. En sê vir my, as mens 'n opgeleide werkshond op jou perseel het, maar jy het ook ander troeteldiere, ander honde wat meer speelhonde is, skei mens daai twee of hoe werk daai opset? Moet jy hulle doelbewus skei? Ja, so dit raak moeilik. Ek kan dink. Dit raak moeilik en dit is gekompliseerde omgewings waar ons partykeer moet werk. Ons probeer die werkshond op sy eie te hou. Ons probeer hom in 'n kampie of 'n kennel te hou dat hy net uitkom wanneer hy moet werk. Kom ons sê gedurende die aand wanneer hy jou huis moet beskerm, dat hy nie deur die dag vriende is met almal wat op die erf kom nie. Die spoorhonde wat ons aanwend op spore om na die tyd kom ons sê 'n veediefstal op te spoor, probeer ons te oefen deur die dag en dan wanneer hy nie oefen nie, kan hy deel wees van die wat noem mense die pack op die erf. Ja, die groep. Die groep op die erf maar dit hang af van situasie na situasie en waarvoor die hond opgelei is. Thys, hierdie gesprek is geweldig interessant. Ek het nog 20 vrae, maar dit voel vir my ons gaan op 'n latere stadium verder moet gesels. Dankie dat jy vanoggend ingekom het. Ek waardeer dit.